Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, Satan en die goddelose vernietig. U het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd. Psalm hoofstuk 9 vers 6. Nou berei Satan voor vir 'n laaste magtige stryd om die oppergesag. Soos die goddelose dooies opgewek word en hy die groot menigte aan sy kant sien, herleef sy hoop en hy besluit om nie die groot stryd toe te gee nie. Hy stel homself aan sy misleide onderdane voor as 'n verlosser en verseker hulle dat sy mag hulle uit hul grafte gebring het. Uiteindelik word die bevel gegee om op te vorder en die ontelbare leer trek voort. Die leer van Satan omsingel die stad en maak gereed vir die aanval. Vuur daal van God uit die hemel neer, die aarde word verbreek, die wapens wat in sy dieptes verborge is, word uitgetrek. Verterende vlamme bars uit elke gapende kloof, die rotse self is aan die brand. Die dag het gekom wat soos 'n oond sal brand, die elemente smelt met vurige hitte, die aarde ook en die werke wat daarin is, word verbrand. Die aarde se oppervlak lyk soos een gesmelte massa, 'n groot, siedende poel van vuur. Satan en almal wat by hom aangesluit het in rebellie sal uitgeroei word. Sonde en sondaar sal vergaan, wortel en tak, Maleagi hoofstuk 4 vers 1. Satan die wortel en sy volgelinge die takke, en word asof hulle nooit bestaan het nie, Obadja hoofstuk 1 vers 16. Dit sal gesien word dat Satan sy rebellie teen God gelei het tot ondergang vir homself, en vir almal wat gekies het om sy onderdane te word. Hy het voorgestel dat groot goed uit oortreding sou voortspruit, maar dit sal gesien word dat die loon van die sonde is die dood, Romeine hoofstuk 6 vers 23. 'n Einde sal gemaak word aan sonde met al die weë en ondergang wat daaruit voortgesprei het. Die psalmis sê, U het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd. Die vyande het omgekom, pynhope vir ewig, Psalm hoofstuk 9 verse 6 en 7. Hy, Satan, het gehoop om die verlossingsplan te verpletter, maar dit was te diep gelê. Hy self moes uiteindelik sterf en sy koninkryk word aan Jesus gegee.